Goeiedag en baie welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Ons praat hierdie volgende paar weke met jou oor fondasies. Ons het laasweek begin en inleidend gepraat oor hoe belangrik 'n goeie fondasie is. Hoe goeie geestelike fondamente ons staande kan laat bly in moeilike tye. Maar dit help ons ook om ons volle potensiaal te bereik in ons geestelike lewens. Ek onthou nie te lank terug nie in Venezuela was daar 'n groot aardbewing gewees. En jy kyk na die foto's, dan sien ons hoeveel geboue heeltemal plat gemaak is deur hierdie skudding. En party geboue baie beter lyk en nog ten volle staan. En ek het 'n vermoede dat die fondasies, die fondamente van daardie geboue dalk bietjie sterker was. In Hebreërs 6, en dis ons teksvers vir hierdie maand, lees ons die volgende. Hy sê: Kom ons hou op om oor en oor te konsentreer op die basiese aspekte van Christendom. Kom ons gaan eerder verder en word geestelik volwasse. Dit behoort tog seker nie nodig te wees om nog 'n keer die fondamente te lê, deur te praat van die noodsaaklikheid dat ons van 'n ongelowige leefwyse moet bekeer en in God moet glo nie, of om oor die verskillende forme van die doop en handoplegging of die opstanding van die dooies, die ewige oordeel nie. Daarom sal ons, as God dit toelaat, binnekort ons betoog voortsit. So hy praat hier van 'n paar fondamente, en vandag gaan ek en jy gesels en hoor wat sê die woord, wat kan ons leer oor hierdie eerste twee fondamente, wat die Hebreërs skrywer voorstel ons aan moet werk. Hy praat van bekering en geloof in God. Daar is 4 stellings wat hierdie bekering en geloof in God vir ons kan help om beter te verstaan. Die eerste waarheid nommer 1, is ons behoort nie aan onsself nie. Ek en jy gaan eendag voor God moet staan en ons gaan verantwoording doen vir ons lewens. Want God sê, omdat jy my besitting is, gaan ek van jou verwag, en ek wil weet wat het jy gemaak met jou tyd. Ek wil weet hoe het jy opgetree. Ek wil weet waar het jy gedien. 1 Korintiërs 6 vers 18 skryf Paulus die volgende: Vlug dus weg van seksuele losbandigheid. Geen ander sonde beïnvloed 'n mens se liggaam so direk soos hierdie een nie. Want as jy seksuele losbandigheid bedryf, sondig jy teen jou eie liggaam. Of verstaan julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle woon, en deur God aan julle gegee is nie? Julle behoort nie aan julle self nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop. Daarom moet julle God met julle liggaam verheerlik. So hy sê, jy behoort nie aan jouself nie. Samelewing sê, doen net wat jy wil. Leef soos jy wil. Maak soos jy wil wat jou gelukkig maak. Baie keer hoor ek mense sê in 'n verhouding, ek is nie meer lief vir jou nie. Gee net op. Nee, jy maak 'n keuse om iemand lief te hê. Daai gevoel gaan dalk weg. Maar ek en jy verstaan die waarde van 'n mens. Nou kom God, hy gee sy lewe vir jou en my, en hy koop my met 'n duur prys. Ek behoort nou aan hom. My liggaam behoort nou aan God. Paulus sê, as jy ander sonde doen, is dit buite jou liggaam. Seksuele sonde is teen jouself. Jy en jou liggaam behoort aan God. Jy is verantwoordbaar teenoor God, wat jy doen met jou mond, jou woorde, jou liggaam. Jy is geskep vir hom en teruggekoop. So ek en jy is in sonde in hierdie wêreld gebore. En die wêreld kom met sy drange, die vlees met sy drange. En nou kom God sê, dit is gebroken, maar ek koop jou terug, jy behoort nou aan my, jy behoort nou weer te lewe, soos wat ek dit wou gehad in die begin. Jakobus 4 vers 13 en 16, sê Jakobus, ons moet ons lewe en ons toekoms in God se hande plaas. Jy kan nie vry wees van Christus nie, jy kan net vry wees in Christus. Ek noem 'n voorbeeld van 'n trein wat op 'n spoor ry. Solank hy op die spoor bly, doen hy waarvoor hy ontwerp is. Maar wanneer 'n trein ontspoor, kan hy dit nie meer doen nie. Hy val vas en hy kan nêrens meer heen gaan nie. En ek en jy moet in Christus bly, op hierdie spoor bly ons lewens. Die tweede waarheid is,
ons is totaal onbekwaam om ons eie lewens te bestuur. God het ons gemaak om 100% van hom afhanklik te wees. Toe kom sonde en hy breek hierdie verhouding. En omdat hierdie verhouding verbreek is, kan ek en jy nie ons lewens sinvol bestuur nie. Dis hoekom ons in die eerste plek na Jesus toe moet gaan. Nou in Jesaja 53 praat die profeet Jesaja en hy praat van Jesus wat gaan kom en sonde op hom neem en hy praat profeties. En nou sê hy die volgende, Jesaja 53 vers 6, almal van ons het weggedwaal soos 'n klomp skape. Ons het ons eie pad gevolg. En toe het die Here ons almal se skuld en sondes op hom laat neerkom. Die Bybel praat baie keer van die mens as skape, en dis nie eintlik 'n kompliment nie. Wat dit beteken is, ons het 'n herder nodig, wat ons lei. Ek het 'n video gesien wat iemand vir my stuur, 'n skaap wat vasval in 'n kloof ergens, dan kom 'n jong man en hy haal hom uit, die skaap hardloop 10-20 tree, ponks, dan val hy weer in die kloof, dan haal hy hom weer uit, dan hardloop hy weer, dan val hy maar weer in die kloof. 'n Skaap is nie die slimste dier nie, en dan sê hy, sonder God is ek en jy eintlik so skape. Ons loop en ons maak oor en oor dieselfde foute. Hoeveel keer het jy in jou lewe nie gesê, ek gaan nooit weer met my vrou so praat nie. En dan 'n week of 2 later, dan stamp sy die kar, dan praat ek weer lelik met haar. Of ek beloof, ek sal nooit weer skree op iemand anders nie. En dan 'n week of 2 later, dan verhef ek weer my stem en ek skree weer. Ons maak hierdie foute, maar God het vir jou en my 'n plan. Hy wil ons losmaak van dit, van onsself. En sonder God kan ek en jy nie hierdie goeie stryd stry nie. En kan ek en jy nie op die regte pad bly nie. Nou God se reddingskrag is al wat ons kan red. En ek en jy het sy Heilige Gees krag nodig om ons te lei. Johannes 10 vers 7 tot 11 sê die volgende: Ek verseker julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, almal wat voor Jesus gekom het, voor God gekom het, hulle is diewe en rowers. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy beslis verlos word. Hy sal ingaan en uitgaan en groen weiding kry. Vers 10. Die dief kom vir niks anders nie as om te steel en dood te maak en te vernietig. Ek het gekom dat julle lewe kan hê. Ja, sodat julle dit oorvloedig het. Ek is die goeie herder. Die goeie herder offer sy lewe op vir die skape. Ek en jy behoort nie aan onsself nie. En ek en jy is nie in staat op ons eie krag om 'n sukses van ons lewens te maak nie. Nou is die beloftes van Psalm 23, hy is my goeie herder. Al hierdie beloftes is nou op my van toepassing. Die Here is my herder. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Hy lei my na waters waar rus is. As jy Jesus kies as jou herder en koning, dan word hy jou alles. Want hy het sy alles vir jou gegee. Die derde waarheid is, God het ons geskep met 'n perfekte, gedetailleerde plan vir ons lewens. Hoor wat sê Psalm 139 vers 13 tot 17. U self het my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm. Ek loof U omdat U my so wonderbaar en besonder wonderlik gemaak het. U werke is wonderbaar. Ek weet dit al te goed. My bene was vir U sigbaar toe ek stilletjies gevorm is in die diepte van my moederskoot. U het my gesien voordat ek gebore is. In U boek is alles opgeteken. Elke dag is bepaal voordat een van hulle daar was. Kosbaar is U gedagtes vir my, o God. Hoe onmeetlik is die totaal. Die Here vorm jou in jou moederskoot. Daarom het ek 'n renons in mense wat dink dis goed dat ons kinders kan vermoor in hulle moederskote. 'n Kind kan aborteer. Ja, maar wat as iemand verkragt is? Wat as iemand buite liefde geskep is? Wat as iemand in 'n gebroke verhouding gevorm is? God sê, hy het 'n perfekte plan vir jou en my. Miskien sit jy vandag en jy sê, ek kom uit 'n liefdelose huwelik uit. My ma en my pa was nooit lief vir my nie. Ek is nie in liefde geskep nie. God sê, ek het jou in jou moederskoot gevorm. Hy het jou lewe vir jou uitgelê. Hy droom oor jou. En nou besef ek en jy dat ons nie sonder God by ons bestemming kan uitkom sonder hom nie. Hy staan in jou toekoms en hy kyk terug na jou lewe nou en hy glimlag oor jou. God gooi jou nooit weg nie, al het jy hoeveel foute gemaak.
Hy herkalibreer hierdie GPS. Jy moet net oorgee aan sy planne vir jou lewe. Jy moet jouself bekeer van jou sonde en jou ongeloof. Die vierde waarheid is, God is die perfekte Vader. Jy behoort nie in jouself nie. Dis die eerste een. Jy is onbekwaam, jy is soos 'n skaap. Die derde een is, God het 'n perfekte plan vir jou en dan moet jy weet, God is die perfekte Vader. Die eerste fundament van ons geloof is dat ons sondige, ongelowige lewe moet neerlê voor God. Die tweede fundament is dat ons ten volle in hom moet glo en hom moet vertrou. Matteus 6 vers 33. Maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor hom reg is, maak dit julle prioriteit. Dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg. As jy hom vertrou, sal hy jou meer seën as wat jy jouself kon seën ooit. As jy dalk 'n slegte verhouding met jou ma, jou pa, jou ouers gehad het, spesifiek dalk jou pa, moenie dit gebruik as 'n vergelyking met jou verhouding met God nie. God is die perfekte Vader. Hy sal jou nooit teleurstel nie. Hy gee soveel meer vir jou. Hy het jou so lief. Hy kan jou ver meer seën en beter vir jou doen as wat jy vir jouself kan doen. Jy dink jy weet wat's goed vir jou, maar God weet beter. Vertrou op hom. Vertrou op hom. Kan jy hierdie 2 boksies aftik? Het jy jou ongelowige, sondige lewe onvoorwaardelik afgelê, die eerste een? Het jy onvoorwaardelik en intentioneel jou vertroue en jou geloof in God geplaas? Wat sê die Heilige Gees vir jou vandag? Wil jy dalk vandag jou lewe net onvoorwaardelik aan God gee? Onthou die besluit wat jy gemaak het, om 100% op God te vertrou. As jy dit nie vandag doen nie, onthou wat God, jou belofte wat jy gemaak het, 'n jaar, 2, 3 terug toe jy jou hart vir God gegee het. Mag God jou seën en kom ons stap saam met die journey van fondasies en fundamente.